Baie welkom by hierdie webinar oor die verhore van Jesus Christus. Ek is bly so baie mense het ingeskryf om hierdie webinar saam met ons te beleef. Dit lyk vir my van hierdie kant af asof die meeste mense wat geregistreer het, reeds ingeskakel het by hierdie webinar. Weereens, baie welkom. Ek hoop dit gaan vir u 'n baie vreugdevolle uur of wat wees wat u aan hierdie webinar gaan deelneem. Ek gaan begin deur net 'n paar algemene opmerkings te maak oor die onwettigheid van die verhore. En daarna gaan ek die verloop van die verhore met u behandel. Nou eerstens is een van die vrae wat ek baie keer gevra word, hoeveel verhore was daar werklik? En dit sal jou verbaas as ek vir jou sê daar was 6 verhore. 3 verhore deur die kerk of dan nou deur die Joodse Raad of Sanhedrin en daarna nog 3 verhore deur die staat, naamlik deur Pilatus, Herodes en weer eens Pilatus. Nou gaan ek eerstens net praat oor die verhore in die algemeen en die onwettigheid daarvan. Die kerkverhore is onwettig. Ek dink voordat ons selfs na die verhore self kyk, moet ons kyk na wat vooraf gebeur het. Die Joodse Raad het 'n kans afgewag om vir die Here Jesus aan te kla. En dan lees ons in die Bybel selfs van spioene. Hulle het spioene aangestel. Hier verwys ek na Lukas 20 vers 20. Daar staan, hulle het hulle kans afgewag. Die hulle is natuurlik nou die Sanhedrin of die Joodse Raad. Toe stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voorgedoen het, om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vastrek, sodat hulle hom aan die owerheidsgesag van die gouverneur kon uitlewer. Die blote feit dat die Joodse Raad spioene aangestel het, om vir Jesus te probeer uitvang op iets wat hy sou sê, maak alles wat daarna volg natuurlik onwettig. Want dit wys wat hulle doel was. Hulle doel was nie om geregtigheid te laat geskied nie, hulle doel was om hom vas te trek. Dit is vir my as dit ware asof dit die raamwerk is van die skildery waarna ons gaan kyk. Nou eerstens vind die verhore in die nag plaas. Die Joodse reg het nagverhore verbied. Die Sanhedrin het die verrigtinge gedurende die nag afgehandel en reeds oor die vonnis besluit. Maar omdat die raadslede geweet het dat die verhore onwettig was, het hulle dit nodig geag om nog 'n verhoor teen dagbreek te hou. Maar hierdie verhoor teen dagbreek was blote formaliteit. Hulle het eenvoudig deur die motions gegaan om dit wettig te laat lyk. Daar is geen klagstaat nie. 'n Behoorlike verhoor begin altyd met die voorlegging van 'n behoorlike klagstaat, waarin die aanklaer die beweerde misdade uiteensit. Eers wanneer die aanklagte uitgelees is vir die beskuldigde en hy daarop gepleit het, word die getuies geroep. In regsterme sê ons, daar moet 'n prima facie saak wees teen die beskuldigde. Maar hoe het hierdie verhoor begin? Hulle ondervra die Here Jesus om 'n aanklag te kry. Ons lees in Johannes 18 vers 19, die hoëpriester het Jesus toe ondervra oor sy disippels en oor sy leer. Hulle is bevooroordeeld. Matteus 26 vers 59 sê, die priesterhoofde en die hele Joodse Raad het vals getuienis teen Jesus probeer kry, sodat hulle hom kon doodmaak. In regsterme verwys prokureurs en advokate na onpartydigheid as 'n voorvereiste vir 'n billike verhoor. Daar is 'n regsreël
in die Romeinse reg wat sê nemo judex in causa propria sua. En dit beteken niemand mag 'n regter wees in 'n saak waarby hy by betrokke is nie. Dit beteken dat die persoon of liggaam wat die verhoor waarneem nie 'n regter in hulle eie saak mag wees nie. Hulle mag dus nie 'n belang in die uitslag hê nie. Die Sanhedrin het egter Jesus ondervra sodat hulle hom kon doodmaak. Nog erger, hulle het juis vals getuienis gesoek sodat hulle hom kon doodmaak. Hulle oordeel onbillik. Regters moes billik oordeel. Dit lees ons al in Deuteronomium 16 vers 18 in die Ou Testament. Dit beteken byvoorbeeld dat hulle na albei kante van 'n saak luister voordat hulle oordeel. Dis nie hier gedoen nie. Deuteronomium 16 vers 20 sê, regters moes slegs geregtigheid navolg. In Matteus 26 vers 59 lees ons dat die priesterhoofde vals getuienis teen Jesus probeer kry het. Dis nie geregtigheid navolg nie. Hulle koop Judas om, daar is korrupsie. Ons lees in Deuteronomium 16 vers 19, jy moet die regspraak sy loop laat neem en vir niemand partydig wees nie. Wanneer jy reg spreek, mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie. Want dit maak die wat van beter moed weet, blind en laat die saak van die onskuldige skeefloop. Die getuies weerspreek mekaar. Markus 14 vers 56 tot 59 sê, baie mense het vals getuienis teen hom afgelê, maar die getuienis het nie ooreengestem nie. Sommige van hulle het na vore gekom en vals getuienis teen hom afgelê, deur te sê, ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel, wat deur mense gemaak is, vernietig, en binne 3 dae 'n ander een opbou, wat nie deur mense gemaak is nie. Maar ook hieroor het hulle getuienis nie ooreengestem nie. Die Joodse wet het bepaal in Deuteronomium 17 vers 6, die ter dood veroordeling mag net plaasvind op die eenparige getuienis van 2 of 3 getuies, nie op die van net een nie. Nou, ek wil hê julle moet mooi besef dat wanneer ons kyk na die onwettigheid van die verhore, maak elkeen van hierdie punte op sigself 'n onwettigheid uit. Wat dus beteken dat die verhoor van die Here Jesus heeltemal onwettig is. Kom ons kyk verder. Hulle vergader op die verkeerde plek. 'n Rabbynse wet het bepaal dat die Sanhedrin in een van die tempelkamers moes vergader, naamlik in die kamer van die gekapte klippe. Die verhoor het egter in die paleise of huise van Annas en Kajafas plaasgevind. Hulle vind hom skuldig op dieselfde dag as die verhoor. 'n Rabbynse wet het bepaal dat 'n skuldigbevinding slegs gegee mag word op die dag nadat die getuienis aangehoor en die saak teen die beskuldigde gesluit was. Die Sanhedrin het Jesus egter dadelik skuldig bevind. Hulle vind hom sonder die voorgeskrewe stemming skuldig. 'n Rabbynse wet het bepaal dat daar 'n stemming gehou moes word oor die vraag of daar genoeg getuienis is vir 'n skuldigbevinding. Die wet het verder voorgeskryf hoe die stemming moes plaasvind. Die stemming het by die jongstes begin, sodat hulle nie deur die oueres beïnvloed sou word nie. In Jesus se geval is daar egter geen stemming hoegenaamd gehou nie. Die verhoor vind op die vooraand en dag van die Paasfees plaas. 'n Rabbynse wet het bepaal dat geen verrigtinge op die Sabbat of op feesdae gehou mag word nie, selfs nie op die vooraand daarvan nie. Die Sanhedrin het egter op die vooraand van die Paasfees 'n nagverhoor gehou en op die Paasfees self
'n dagverhoor gehou. Ons sal later weer daarby terugkom. Getuies word nie vooraf gewaarsku om die waarheid te praat nie. 'n Rabbynse wet het bepaal dat 'n getuie gewaarsku moes word om die waarheid te praat, veral waar die doodstraf opgelê kon word. Ons lees nêrens dat die getuies gewaarsku is oor die waarheid nie. Inteendeel, volgens Matteus 26 vers 59 het die raad self vals getuienis teen Jesus probeer kry. Die vals getuies bly ongestraf. Deuteronomium 19 vers 16 tot 19 bepaal dat 'n valse getuie moes die straf kry wat die onskuldige opgelê sou kan word as hy skuldig bevind sou word. Hoor mooi. Daar staan: wanneer 'n kwaadwillige getuie iemand van ontrou aan die Here beskuldig, moet die twee mans wat in die saak betrokke is voor die Here verskyn, voor die priesters en die regters wat aan diens is. Die regters moet die saak deeglik ondersoek en as dit blyk dat die persoon wat sy volksgenoot beskuldig het 'n vals getuie is, moet julle hom aandoen wat hy sy volksgenoot wou aandoen. So moet hierdie soort kwaad tussen julle uitgeroei word. Die ander mense sal daarvan hoor en bang word en hierdie soort ding sal nie weer tussen julle voorkom nie. Jy mag so 'n persoon nie genade betoon nie. 'n lewe vir 'n lewe, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n hand vir 'n hand en 'n voet vir 'n voet. Die Bybel is baie duidelik hieroor. Ons lees dat vals getuies teen Jesus getuig het en dat die Sanhedrin dit geweet het. Tog het die vals getuies geen straf gekry nie. Daar vind geen toetsing van getuies plaas nie. Die raad het nie die getuienis in die voorgeskrewe 3 fases ingewin nie. Getuienis moes in 3 fases getoets word. In Hebreëus het hulle dit genoem Chakiroth, Deezoth en Bedikwoth. Ek hoop my uitspraak is redelik akkuraat. Dit is vergelykbaar met wat ons vandag as hoofondervraging, kruisondervraging en herondervraging noem. Ons lees nêrens van die toetsing van getuies nie. Inteendeel, dit lyk asof die getuies se getuienis goedsmoeds aanvaar is, want Kajafas het vir Jesus gevra, wat van die getuies of die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring? Jesus moes onder eed getuig. 'n Rabbynse wet het die oplê van die eed spesifiek verbied. So sien ons dat die vals getuies nie die eed opgelê is nie. Dit was in ooreenstemming met die Rabbynse wet. Maar Jesus is teenstrydig met die wet wel die eed opgelê. Hulle vind Jesus skuldig sonder die vereiste aantal getuies. Deuteronomium 19 vers 15 sê, daar mag nie net een persoon teen iemand getuig nie, al was die oortreding of die misdaad ook wat, al het hy ook hoe verkeerd gehandel. 'n Beskuldiging kan net bewys word deur die getuienis van 2 of 3 getuies. Hulle vonnis hom ter dood, sonder die vereiste aantal getuies. Deuteronomium 17 vers 6 tot 7 bepaal, die ter dood veroordeling mag net plaasvind op die eenparige getuienis van 2 of 3 getuies, nie op die van net een nie. Jy moet hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. By sy verhoor het net Jesus getuig dat hy die seun van God is. Niemand anders het dit getuig nie. Hulle ondervra die getuies gesamentlik. 'n Rabbynse wet het voorgeskryf dat getuies een vir een geroep moet word om te getuig. By Jesus se verhoor het die getuies gesamentlik getuig, deur mekaar. Kajafas versuim om vir Jesus toe te laat om getuies ter verdediging te roep. 'n Rabbynse wet het bepaal dat die beskuldigde die geleentheid gegee moet word om sy eie getuies te roep,
nadat die klaars getuig het. Jesus is nie hierdie geleentheid gebied nie, want die Sanhedrin het hom dadelik skuldig bevind toe hy sy godheid verklaar het. Kajafas skeur sy klere. Levitikus 21 vers 10 sê, die hoëpriester op wie se kop olie uitgegiet is om hom te salf en wat georden is om die heilige klere te dra, mag glad nie rou deur sy hare onversorg te laat of sy klere te skeur nie. Maar die hoëpriester staan op en hy skeur sy klere toe die Here Jesus sy godheid verklaar. Die lede van die raad slaan hom. 'n Rabbynse wet het dit spesifiek verbied, as ook geeseling. By Jesus se verhoor het die regters hom geslaan. By die verhoor voor Pontius Pilatus het die priesterhoofde nie vir Pilatus probeer keer om Jesus te geesel nie. Hulle het toegelaat en nog harder geskreeu, kruisig hom, toe hulle Jesus sien nadat die soldate hom gegeesel het. Ek het nou so 'n klompie, in hierdie geval 21, onwettighede uitgewys van die kerkverhore wat onwettig was. Daar is 3 kerkverhore. Kom ons kyk na hierdie verhore, hoe dit verloop het. Eers verskyn hy voor Annas. Toe die Sanhedrin in die nag, en soos ek reeds gesê het, hierdie verhoor in die nag was onwettig, want die wet het dit spesifiek verbied. En die Sanhedrin het dit ook besef, en daarom het hulle toe in die oggend weer 'n keer 'n verhoor gehou, want hulle moes dit die skyn van wettigheid gee. Nou kom ons kyk na die verloop van hierdie verhore. Hy word ondervra, lees ons. Ek het reeds daarop gewys dat daar geen klagstaat was nie. Dus dit het klaar gewys dat hierdie verhoor onwettig was. Hulle begin hulle verhoor deur hom te ondervra, maar waaroor word hy ondervra? Hy word ondervra oor sy disippels. Maar dit is tog heeltemal irrelevant. As sy disippels misdade gepleeg het, moet hulle mos self vervolg word. Dan moet die Here Jesus nie daaroor vervolg word nie. Hulle ondervra hom ook oor sy leer. Dit lyk asof hulle insinueer het dat Jesus met geheime, ondergrondse, revolusionêre bedrywighede besig was saam met sy disippels. Maar let daarop, hulle kla nie daarvan aan nie. Jesus antwoord in Johannes 18 vers 20, ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoges en in die tempel geleer, waar al die Jode bymekaar kom. En ek het niks in die geheim gesê nie. Jesus vra, hoekom getuies nie geroep word nie? Mens kan selfs daaruit aflei, hy was baie verontwaardig. Maar hy was ook selfversekerd, want selfversekerd vra hy, waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Hulle is besig hier met 'n visvang ekspedisie. Waarom word die verhoor gehou as hulle by hom getuienis soek oor wat hy gesê en gedoen het? Maar hulle probeer insinueer dat hy 'n knoeier is. Maar met hierdie vraag stel hy hulle as knoeiers van die wet aan die kaak. Wat 'n ongemaklike vraag. En juist daarom word hy geklap toe hy praat. Ons lees dit in Johannes 18 vers 22 en 23. Daar staan, toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daarby gestaan het hom geklap en gesê, antwoord jy die hoëpriester so? Jesus sê toe vir hom, as wat ek gesê het verkeerd was, sê dan wat was verkeerd. Maar as dit reg was, waarom slaan jy my? Maar as geen antwoord nie. Maar Annas besef hy is vas. Hy besef hy is uitgevang.
Jesus, die beskuldigde, het sy regter geleer wat die regte prosedure is. Hoe reageer Annas? Ons lees dit in Johannes 18 vers 24. Annas het hom toe geboei na die hoëpriester Kajafas toe gestuur. Nou breek die tweede verhoor aan. En dit vind plaas voor die Sanhedrin en Kajafas in die nag. Kajafas roep getuies. 'n Mens kan sy skoonpa se hand in die saak sien. Sy skoonpa het hom waarskynlik gewaarsku, volg die regte prosedure, roep getuies. Maar dit is 'n hopelose mislukking. Daar is nog geen klagstaat nie. Die getuies moes uit die vuis uitpraat. Die sogenaamde verhoor word 'n nog groter fiasco as die eerste fase, want hulle weerspreek mekaar. Ons lees in Markus 14 vers 56 tot 59, baie mense het vals getuienis teen hom afgelê, maar die getuienis het nie ooreengestem nie. Sommige van hulle het na vore gekom en vals getuienis teen hom afgelê deur te sê, ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel, wat deur mense gemaak is, vernietig en binne 3 dae 'n ander een bou, wat nie deur mense gemaak is nie. Maar ook hieroor het hulle getuienis nie ooreengestem nie. Maar uiteindelik het hulle 'n aanklag. Markus skryf, Jesus het van die tempel van sy liggaam gepraat. Hulle neem dit egter letterlik op. Maar selfs dan, hy beloof om dit tog weer op te rig. Daarmee bereik hulle dus ook niks nie. Jesus word gevra of hy hom wil verdedig. Markus skryf in Markus 14 vers 60, toe het die hoëpriester in die raad opgestaan en Jesus begin hom vra. Verweer jy jou glad nie? Het hy gesê. Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring? Kajafas staan op. Ag, hoe dramaties. Daarmee wou hy seker voorgee dat die getuienis verdoemend is. Kantig verbaas vra hy, verweer jy jou glad nie? Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring? Jesus kon Kajafas gevra het, ja, wat daarvan? Hierdie getuienis is so onbetroubaar dat dit net mooi niks beteken nie. Die getuies weerspreek mekaar dan. Maar wat sê Jesus? Niks nie. Jesus swyg, want daar is niks om te verdedig nie. Daar is geen prima facie saak nie. Dit beteken daar is geen saak waarop hy moet getuig nie. Daar is geen getuienis teen hom ingebring wat wettiglik voor die Sanhedrin gedien het nie. En 'n persoon is onskuldig totdat hy skuldig bewys word. Stilte. Maar hierdie stilte praat harder as die hardste woorde. Dit laat sy regters besef hoe belaglik en skandalig hulle optree. Daarom kom Kajafas met 'n troefkaart. Hy stel Jesus onder eed. Ons lees dit in Matteus 26 vers 63. Kajafas sê, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seun van God? Nou moet jy net mooi onthou, nie een van die getuies is onder eed geplaas nie. En inderwaarheid was dit wettiglik verbied dat 'n getuie onder eed geplaas word. Maar Jesus moet onder eed getuig. En as hy nou sou swyg, kon dit vertolk word as 'n ontkenning van sy aanspraak. Jesus het natuurlik geweet dat die vraag gestel is met die uitsluitlike doel om hom in 'n beskuldiging te betrek. Kajafas het miskien gedink dat Jesus hieroor ook sou swyg. Hy wou immers van tevore nie gesê het met wie se gesag hy optree nie.
maar vreesloos verklaar Jesus sy godheid. Ons lees dit in Markus 14 vers 62, waar hy sê, ek is. Dit is tegelyk 'n erkenning, as ook sy naam, ek is. God het hom ons destyds aan Moses daar in die wildernis geopenbaar as ek is wat ek is. En hy het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, ek is, het my na julle gestuur. Jesus erken dus sy godheid deur bloot sy naam te sê. Maar hy voeg nog iets by. Hy sal regter wees. Markus 14 vers 62 sê, en julle sal die seun van die mens sien, waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Psalm 104 vers 3 praat van God wat van die wolke sy wa maak. Dit is wat Daniël eeue van tevore geprofeteer het. Julle sal die seun van die mens sien waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is. Ons lees dit in Daniël 7 vers 13 tot 14. My nagtelike visioen het voortgeduur. Daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese, dis die seun van die mens met ander woorde. Hy het na hom toe gegaan, wat ewig lewe, met ander woorde na God die Vader toe, en is voor hom gebring. Aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Ja, ons sien hier duidelik, Jesus sal eenmaal die regter van sy regters wees. Die troefkaart van Kajafas het gewerk, en Jesus word dadelik skuldig bevind en ter dood veroordeel. Dit lees ons in Markus 14 vers 63 tot 64. Daar staan, toe skeur die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere en sê, waarvoor het ons nog getuies nodig? Julle het die godslastering gehoor, hoe lyk dit vir julle? Hulle het hom eenparig veroordeel, hy verdien die dood. Sy regters slaan, spoeg en spot hom. 'n Geregshof behoort mos 'n waardige plek te wees, nie waar nie? Wanneer die doodsvonnis uitgespreek word, behoort 'n veroordeelde met 'n mate van ontzag beheen te word. Dis 'n ernstige saak, gewigtig. Ons lees in Markus 14 vers 65, party van hulle het begin om hom te spoeg. Hulle het sy oë toegebind, hom met die vuis geslaan en vir hom gesê, profeteer 'n bietjie. Ook die wagte het hom geklap, toe hulle hom wegvat. Let daarop, dis die regters wat hierin voorgegaan het, want daar staan, ook die wagte het hom geklap. Sy regters tree onmeetlik onwaardig op. Hulle wat die voorbeeld vir die volk moes stel, hulle bind sy oë toe. Hy moes die volle geweld van die mag van die duisternis ervaar. Die draak spoeg sy wraak en gif uit teen die seun van die lewende God. Geblinddoek word hy geslaan. Die draak slaan sy kloue aan die heilige. Hy word gespot. Jy is mos 'n profeet, Christus, sê vir ons, wie het jou geslaan? Nou lees ons in Micha 5 vers 1, met 'n stok slaan hulle die regerder van Israel op die kakebeen. Ons lees ook in Matteus 27 vers 30, 'n stok is gevat en hy is oor die kop geslaan. Jesaja 50 vers 6, ek het my gesig nie weggedraai
toe ek bespot en bespoeg is nie. En in Psalm 22 vers 7 tot 8, ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my die tong uit. Dit is die verloop van die kerkverhore. Kom ons kyk nou na die verloop van die 3 staatsverhore. Maar voordat ek daartoe oorgaan, wil ek net hierdie punt sterk beklemtoon. Die kerk vind hom skuldig en is verkeerd. Kom ons kyk na die 3 staatsverhore. Eers voor Pilatus. Pilatus is 'n heidense gouverneur. Johannes 18 vers 28 sê, toe het hulle Jesus van Kajafas af na die amptswoning van die gouverneur toegebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amptswoning ingegaan nie, hoor nou, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus, 'n nie-Jood, 'n nie-gelowige, 'n heiden, onrein. Hy staan buite die verbond. Voor hom verskyn Jesus. Hoekom? Sodat Jood sowel as heiden, reines en onreines, hom kan veroordeel. Jesus ly en sterf immers om Jood en nie-Jood van die sonde te verlos. Ons kan saam met Paulus uitroep, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Die tweede staatsverhoor vind voor koning Herodes plaas. En die derde staatsverhoor weer voor Pilatus. Kom ons kyk na hierdie verhore. Maar weer moet jy hierop let. Die staat vind hom onskuldig en is reg. Kan jy dit indink dat die staat vind hom onskuldig, maar die kerk het hom skuldig bevind. Die kerk was verkeerd, maar die staat is reg. Kom ons kyk na die eerste verhoor van Pilatus. Wat is die aanklag? Johannes 18 vers 29 sê, Pilatus het buite na hulle toe gegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? So behoort 'n verhoor mos te begin, met 'n aanklag. Maar luister, hulle gee geen aanklag nie. Ons lees dit in Johannes 18 vers 30. Hulle het vir hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Dis duidelik, hulle wou hy moes afstand doen van sy reg om die saak van vooraf aan te hoor. Hulle wou waarskynlik net hy moes Jesus teregstel. Dit wil sê, kruisig. En nou sê Pilatus vir hulle, oordeel hom volgens julle wet. Dit lees ons in Johannes 18 vers 31 en 32. Pilatus sê vir hulle, vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet. Ons kan hom nie teregstel nie, sê hulle. Pilatus dwing hulle dus om die aanklag te stel. En nou kom hulle met 3 aanklagte. Die eerste aanklag is ophitsing. Dit is 'n baie vae beskuldiging. Daar staan nêrens dat hulle gesê het ophitsing deurdat hy op so en so dag by so en so geleentheid of op so en so plek die volgende gesê het nie. Nee, hulle sê net ophitsing. Hulle kom met 'n tweede klag, naamlik hy verbied mense om belasting te betaal. Dit is ook heeltemal vals. Daardie selfde week nog het hy gesê, betaal aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. Hierdie tweede klagte is dus 'n baie opsetlike, valse beskuldiging. En hulle kom ook met 'n derde klag, dat hy gesê het dat hy die Christus, die koning is.
Hulle verswyg dus hulle eie uitspraak dat hy God gelaster het. Nou moet jy weet, vir die Romein beteken die naam Christus niks nie. Toe Caiaphas vir Jesus onder eed geplaas het gedurende die kerklike verhoor, het Jesus erken hy is die Christus, die Seun van God. Dit is juis hierdie laaste gedeelte wat die godslastering volgens die Sanhedrin daargestel het. Maar dit verswyg hulle nou. Hulle sê niks daaroor nie. Hulle het maar te goed geweet dat so iets met minagting verwerp sou word. Daarom plaas hulle die klem op die feit dat Jesus homself koning maak. Hy word as 'n revolusionêr voorgehou. Dit plaas hulle natuurlik in 'n valse posisie ten opsigte van al die klagtes. En Pilatus ignoreer die eerste twee klagtes van ophitsing en dat hy die mense verbied het om belasting te betaal. Maar hierdie derde klagte wat insinueer dat hy 'n revolusionêr is, 'n koning is, 'n mededinger van die keiser, kon hy nie sommer ignoreer nie. En daarom vra hy, is jy die koning van die Jode? Die klem wat Johannes hier plaas op die jy, wys duidelik dat Pilatus nie kon glo dat die man wat voor hom die koning van die Jode kon wees nie. Jesus antwoord uit twee oogpunte, 'n Romeinse politieke oogpunt en 'n Joodse godsdienstige oogpunt. Ons lees dit in Johannes 18 vers 36. Hy sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dit is die politieke oogpunt. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En as my koninkryk van die wêreld was, sou my onderdane geveg het. Jesus sou dit ook kon bewys het. Dink maar aan hoe hy Petrus beveel het om sy swaard terug te sit in sy skede, daar in Getsemane, toe hy gearresteer is. Hy is dus nie 'n wêreldse koning van wapens en geweld nie. Dis die politieke standpunt. Maar Jesus antwoord ook uit 'n godsdienstige oogpunt. Hy sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Toe Pilatus vra, dan is jy tog wel 'n koning? Antwoord Jesus, ek is 'n koning en moet vir die waarheid getuig. Johannes skryf in Johannes 18 vers 37 en 38, dit is soos u sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Dit is nog steeds 'n godsdienstige oogpunt. Hy is 'n koning van waarheid. Sy koninkryk bestaan uit beginsels, gevoelens, idees, nie soldate en wapens nie. Onskuldig. Pilatus vind Jesus onskuldig. En eintlik moes die verhoor hier geëindig het. Maar daar is geen vrylating nie. Lukas skryf in Lukas 23 vers 5, maar hulle het sterker aangedring en gesê, die hele Joodse land deur stook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom. Met ander woorde, hulle val weer terug op hulle eerste klag van ophitsing. En Markus skryf, verweer jy jou glad nie? Ons lees dit in Markus 15 vers 4. Verweer jy jou glad nie? Kyk waarvan beskuldig hulle jou alles. Maar Jesus swyg. Daar is niks om verder te sê nie. Hy is immers reeds onskuldig bevind. Hy is geregtig op vrylating. Enige verlenging van die verhoor is onwettig volgens die Romeinse reg, en dit is die reg wat Pilatus moes toepas. En nou kyk ons na die tweede 'n Jesus gaan na Herodes.
Toe Pilatus hoor dat Jesus uit Galilea kom, sien hy uitkomkans. Hy het geweet dat Herodes in Jerusalem was. Hy besluit om Jesus na hom toe te stuur, en so ontslae te raak van 'n lastige saak. Jesus word soos 'n speelbal rondgegooi, van Annas na Kajafas, van Kajafas na Pilatus, van Pilatus na Herodes. Nou moet jy onthou, dat Jesus deurgaans in kettings geboei was. Van die een maghebber na die ander moes hy loop. Hy het waarskynlik meer as 24 uur laas geslaap. Hy is reeds aan 4 verhore onderwerp, 3 deur die kerk en 1 voor Pilatus. Hy is geslaan, gespot en gespoeg. Hierdie verdere verhoor is nog verdere lyding vir die heiland. Wat 'n vernedering. Voor Herodes, die man wat die vrou van sy broer vir homself gevat het. 'n Man waarvan ons lees dat hy baie slegte dinge gedoen het. Die man wat Johannes die Doper vermoor het. Toe sy dogter vir hom vra, ek soek die kop van Johannes die Doper op 'n skottel hier vir my, omdat ek so mooi vir jou gedans het, papa. Herodes het daartoe ingestem en vir Johannes laat onthoof. Dit is na hom, wat Jesus nou gestuur word. Herodes is bly om Jesus te sien. Ons lees dit in Lukas 23 vers 8. Herodes was baie bly om Jesus te sien, skryf Lukas. Omdat hy soveel van hom gehoor het, het hy al 'n geruime tyd die begeerte gehad om hom te sien. Hy het ook gehoop om hom een of ander wonderwerk te sien doen. Hy het geweet dat Jesus 'n vriend van Johannes die Doper was. Nogtans is hy baie bly om Jesus te sien. Wat vertel dit ons van sy karakter? Dat sy gewete al so afgestomp was, dat 'n ontmoeting met die vriend van sy slagoffer hom nie in die minste geskeel het nie. Maar hoekom was hy bly? Eerstens, omdat Pilatus hom 'n kompliment bewys het. Maar tweedens, hier is mos nou 'n kans vir opwinding. Hy het al baie van die wonderwerke van Jesus gehoor en nou is hier 'n kans om dit moontlik self te ervaar. Hy het gehoop om hom een of ander wonderwerk te sien doen. So min dink hy van Jesus, dat hy hom as ware op dieselfde vlak plaas as 'n nuwe danser, sanger of 'n towerkunstenaar wat na alle waarskynlikheid gereeld by sy paleis aangedoen het. Weereens, wat 'n vernedering vir die heiland. Hy het allerhande vrae aan hom gestel. Ons lees dat hy vroeër ook baie vrae aan Johannes gestel het, en dat hy graag na Johannes geluister het. Maar hy het nie gedoen wat Johannes vir hom gesê het nie. Hy het hom nie bekeer nie. Nee, hy het Johannes onthoof. Nou vra hy allerhande vrae aan Jesus. Hy wil hê Jesus moet weet, hy weet iets van die godsdiens. 'n Man wat nie godsdienstig leef nie, kan tog baie te sê hê. Dit weet ons ook. Maar Jesus swyg. Hoekom? Eerstens omdat die vraag nie ter sake was nie. Jesus is nie na Herodes gestuur om te teoretiseer oor die godsdiens nie, maar om verhoor te word. Tweedens, Herodes vra die baie vrae uit nuuskierigheid. Hy soek opwinding. Hy hou daarvan om te redeneer en te teoretiseer. Dit het hy ook met Johannes gedoen. Hy gaan ligtelik met die godsdiens om. Teenoor sulke mense swyg Christus. Vandag nog. As jy na 'n erediens gaan om opwinding en emosionele opwelling te ervaar, swyg Christus. Jesus word heftig beskuldig. Ons lees dit in Lukas 23 vers 10. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het hom heftig gestaan en beskuldig.
Herodes verag hom. Lukas 23 vers 11 sê, Herodes en sy soldate het hom toe met veragting behandel. 'n deftige kleed en 'n gespot. Lukas skryf in Lukas 23 vers 11, hy het hom 'n deftige kleed laat omhang, met hom die spot gedryf en hom daarna na Pilatus teruggestuur. Hy het hom onskuldig bevind, want hy het hom na Pilatus teruggestuur. Terug na Pilatus. Lukas 23 vers 12 tot 14 sê, op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar kwaai vriendskap tussen hulle. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek, en ek het hierdie man onskuldig bevind. Ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. En nou breek die derde verhoor aan, weer 'n keer voor Pilatus dus. Hy begin deur vir die volk te sê, vir die Jode te sê, Herodes stem saam, hy is onskuldig. Ons lees dit in Lukas 23 vers 15. Hy sê hierso, Herodes het hom ook nie skuldig bevind nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus. Ja, hy sê, ek sal hom dus. Hier bevestig Pilatus sy vorige uitspraak dat Jesus onskuldig is. Hy beklemtoon dat Herodes daarmee saamstem, en nou sê hy, ek sal hom dus. 'n Mens verwag dat Pilatus nou gaan sê, ek sal hom dus vrylaat en hom teen julle beskerm, as dit nodig is. Dit is mos die enigste logiese, regverdige uiteinde. Maar nee, hy sê, ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Is dit nie 'n buitengewone vonnis nie? Hy wil hom nie ter dood veroordeel nie, want hy sê, hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Maar hy besef, hy kan Jesus nie net sommer loslaat nie. Daarvoor is die priesterhoofde te heftig. Hy volg dus 'n middeweg. Hy stel 'n kompromis voor. Die gees van die middeweg, die gees van die Romeinse ryk. Jy gee beginsels prys. Is dit nie vandag nog die geval in die staat nie? Selfs in die kerk nie? Selfs in ons persoonlike lewens nie? Dat ons 'n kompromis maak wat tot gevolg het dat ons beginsels prysgee. Die volk vra 'n paasgeskenk. Markus skryf in Markus 15 vers 6 tot 8. Elke Paasfees het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle gevra het, losgelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas in die tronk saam met ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Daar het toe juis 'n klomp mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle te doen wat hulle van hom gewoond was. Lukas skryf in Lukas 23 vers 19 dat hulle vir hom sê, laat Barabbas vir ons los. 'n Uitweg. 'n Uitweg. Hy het geweet dat die priesterhoofde Jesus uit afguns uitgelewer het. Hy vra daarom vir die skare, Jesus Barabbas? Matteus 27 vers 17 sê, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word? Barabbas was 'n rower, 'n opstandsleier, 'n moordenaar. Dit lyk asof die volk gehuiwer het om te antwoord. Ons lees in Matteus 27 vers 20 tot 24. Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die gouverneur vra hulle toe, watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas? Antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word?
Kruisig hom, skreeu hulle. Hy vra, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder, kruisig hom. Toe Pilatus sien dit help niks nie, en dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid. O smarte. Die skare verkies 'n moordenaar en rower bo Jesus. Watter smart moes dit nie vir Jesus gewees het nie. En nou moet daar 'n groot keuse gemaak word. Vox populi, vox Dei. Dit is in Latyn vir die stem van die volk is die stem van God. So sê die voorstanders van die demokrasie. Maar die volk hulle kies Barabbas. Eintlik is dit 'n veroordeling van die demokrasie. Maar het die aristokrasie, die edele priesterhoofde en die skrifgeleerdes hulle beter gedra as die volk? Nee, hulle haal juis die volk oor om Jesus se dood te eis. Wie kies ons? Jesus of Barabbas? Jesus of die Satan? Waarop vertrou ons of op wie vertrou ons? Jesus of op slinkse rowers? Wat is ons gesindheid? Liefde of geweld? Wat is ons doel? Om Jesus te dien of ons eie sondige begeertes? Die volk moes kies, Jesus of Barabbas. Uiteindelik word elke groot keuse wat mens maak, terugherlei na Jesus of Barabbas. Of anders gestel, elke keuse wat ons maak, hang af van twee menings. Die openbare mening, die volk kies Barabbas, of God se mening, Jesus. Die onskuldige word gegeesel. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat geesel. Dit lyk asof dit gebeur het op die verhoog waar die verhoor plaasgevind het en voor die oë van almal. Die slagoffer se klere is uitgetrek en hy is waarskynlik teen 'n pilaar uitgestrek. Die martelinstrument was 'n soort kats met stukkies yster aan die rieme vasgemaak. Hier is 'n voorbeeld van so 'n kats. Ons lees ook van so 'n gesel in Psalm 129 vers 3. En nou lees ons verder van die doringkroon, Matteus 27 vers 27. Daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amptswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom bymekaar. Dink jy dit in? 'n hele leerbende spot hom. Dit is vir ons onbegryplik dat 'n hele leerafdeling bymekaar geroep kan word om hulle te verlustig in die lyding van 'n mens. Maar die Satan gebruik al sy bose mag in die oorlog teen die seun van God. Hulle trek hom kaal uit. Matteus 27 vers 28 staan daar, hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n persmantel om. Hulle vereer 'n kamma koning. Ons lees dit in Matteus 27 vers 29. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u, koning van die Jode. 'n persmantel, 'n doringkroon en 'n stok vir 'n scepter, 'n buiging en 'n koninklike groet. Hier word Jesus se koninklike amp bespot. Onthou jy, aan die einde van die kerklike verhoor is sy profetiese amp bespot, waar hulle vir hom gesê het, profeteer 'n bietjie vir ons, jy is mos die Christus.
sien jy hoe volledig Jesus gelei het? Die doringkroon, dorings was die teken van die vloek van die sonde. Net na die sondeval het God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit. Jesus word geslaan met sy scepter. Matteus 27 vers 30. Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Johannes sê, elke keer het hulle hom geklap. Hulle spoeg in sy gesig. Hierdie hele toneel is 'n les oor geduld in lyding. En nou sien ons, Jesus is in sy koninklike amp gespot. En 'n bebloede Jesus staan nou voor die volk. Johannes skryf in Johannes 19 vers 4 tot 5, Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir hulle gesê, kyk, ek bring vir hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Hier kan 'n mens dink aan Gesang 133. Is dit my koning, kyk daar aanskou die mens. Is dit sy kroning, wie het dit so gewens? Is dit sy koningshulde, die riet, die kleed, die kroon? Boet hy so vir my skulde, word so God seun vertoon. Pilatus vind hom weer onskuldig. Dis die tweede keer by hierdie derde verhoor. Maar hoor wat sê Pilatus? Ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan sien dat ek geen skuld in hom vind nie. Kan jy nou meer? Gegeesel, geslaan, bespot, bespoeg, gemartel. Maar Pilatus wil hê, die volk moet sien wat die resultaat is van sy onskuldig bevinding. 'n Mens kan net jou kop in verslaanheid, in verstomming daaroor skud. Kruisig hom, kruisig hom. Toe die priesterhoofde en die wagtes hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Net die priesterhoofde en die wagte, klaarblyklik was die gewone mense aangedaan toe hulle die gemartelde Jesus sien. Maar die priesterhoofde se haat was so groot dat hulle nog woedender geword het. Weer 'n keer vind Pilatus hom onskuldig, 'n derde keer. Maar hy sê hy gaan hom nie kruisig nie. Nou eers breek die tyd aan wat die werklike aanklag voor Pilatus gebring word. Die herhaaldelike onskuldig bevindings dwing die priesterhoofde om uiteindelik met die werklike aanklag te kom. Johannes skryf dit in Johannes 19 vers 7. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Dit is immers die aanklag waarop die kerk hom skuldig bevind het. Hulle het dit egter tot nou toe verswyg, want hulle was bang dat Pilatus hulle daaroor sou spot. Onthou jy,
Die 3 klagtes wat hulle aan Pilatus genoem het was ophitsing, dat die volk tweedens moes weier om belasting te betaal en derdens dat Jesus homself 'n koning noem. Pilatus is bang. Ons lees dit in Johannes 19 vers 8. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Die magtige gouverneur. Waar kom jy vandaan? Vra hy vir Jesus. Maar Jesus swyg. Hoekom? Jesus wou nie op grond van sy godskap vrygelaat word nie. En hy het geweet dat die heidense Pilatus hom sal wil loslaat, as hy vir hom sê dat hy die seun van God is. Johannes skryf, Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat, en ook die mag om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom, U sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het groter skuld. Hieroor het Pilatus geprobeer om hom los te laat. Aardse mag kom dus van bo, sê Jesus in Johannes 19 vers 10 tot 12. En nou kom die klaars met hulle laaste wapen. Johannes 19 vers 12 sê, maar die Jode het geskreeu, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen is in verzet teen die keiser. Hulle het geweet dat 'n Romeinse gouverneur niks meer gevrees het as dat 'n klag teen hom ingedien word nie. Die keiser het immers volle lojaliteit van sy gouverneurs geëis. Johannes skryf in Johannes 19 vers 13, toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat klipterras genoem word, in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees, en het was omtrent 6 uur die môre. Pilatus spot met hulle. Ons lees dit in Johannes 19 vers 14 tot 15. Hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning. Maar hulle skreeu, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Ons het net die keiser, sê hulle. Johannes 19 vers 15. Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie. Ons het net die keiser. Hier verloon die Jode hulle eindbestemming. Hulle erken die reg van die veroweraar. Hulle erken dat hulle onder die keiser staan. Hulle ontken hulle eie verwagtinge. En Pilatus was toe sy hande. Hy was sy hande in onskuld. En waar kom hierdie ding vandaan? Dit kom uit Deuteronomium 21 vers 6. As die moordenaar van iemand onbekend was, soos byvoorbeeld 'n lijk wat in die veld gevind is en niemand weet wie die moord gepleeg is nie, dan moet die Levitiese priesters naderkom, hulle moet die vers se nek breek. En dan sê Deuteronomium 21 vers 6, al die leiers van die stad naaste aan die lijk moet dan hulle hande was bo oor die vers waarvan die nek gebreek is by die spruit en sê, ons het nie hierdie bloed vergiet nie, en ons het ook nie gesien wie dit gedoen het nie. Here, u wat vir Israel verlos het, spreek tog u volk vry, en moenie dat die skuld van bloed, wat onskuldig vergiet is, op die volk Israel bly nie. Dan sal hulle vry wees van die skuld vir die dood van die man. So sal jy doen wat reg is in die oë van die Here, en sal jy die skuld vir 'n onskuldige dood onder jou uit verwyder. Hier sien ons dat dit is wat Pilatus hier gedoen het. Hy het sy hande gewas in onskuld. En toe het Pilatus hulle hom
vir Jesus op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word, en het hulle Jesus weggeneem. Het jy opgelet? By hierdie derde verhoor het Pilatus 3 keer vir Jesus onskuldig bevind. Maar uiteindelik het hy geswyg onder die druk van die volk, en dan veral van die Joodse leiers en die priesters. En hy het vir Jesus ter dood veroordeel, ondanks die feit dat hy onskuldig bevind is, 3 maal. Wat is die betekenis van die feit dat dit 3 maal plaasgevind het? In die Bybel het die syfer 3 altyd 'n heilige betekenis. Dink maar aan die 3-eenheid. Dit is 'n God wat ten volle is. Dink ook aan die 3 dae wat Jona in die buik van die vis was. 3 het altyd 'n betekenis van volledigheid, heiligheid. En nou sien ons ook dat die kerk het 3 verhore gehou. Hy is volledig deur die Sanhedrin verhoor en skuldig bevind daaraan dat hy die seun van God is. En hy is inderdaad die seun van God. Die staat het ook 3 verhore gehou. Hy is volledig deur die staat verhoor. En die staat het hom 3 maal onskuldig bevind. Ondanks al hierdie dinge is hy ter dood veroordeel en is hy oorgegee aan die Jode om gekruisig te word. Maar ons as Christene stop ons nou nie daar nie. Ons gaan nie nou aan het huile, al is ons aangedaan, al is ons op 'n baie hoë emosionele vlak. Dit bly nie by die kruisiging nie. Dit bly nie by die graf nie, want op die 3de dag, weer eens die syfer 3, het Jesus mos uit die graf uit opgestaan. En later het hy opgevaar na die hemel en sit hy vandag aan die regterhand van God, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die doodes. My vriend, baie dankie dat jy hierdie webinar bygewoon het. Ek vertrou werklik dat jy 'n nuwe ervaring van die Paasgebeure saam met my gehad het, deur na die regsaspekte te kyk, maar nie net na die regsaspekte nie, maar ook na wat die Bybel alles daaroor sê. Kom ons juig saam. Baie dankie dat julle bygewoon het, en mag God julle deur sy Heilige Gees vervul, sodat julle werklik deur hierdie Paasgebeure besiel kan word, en dat julle geloof sal groei.